Goeiemôre geliefdes. Vanmôre staan ons stil by die bekende gedeelte in Lukas 8 waar Jesus die storm stil maak. Terwille van die tyd lees ons slegs vers 25 voor. En hy sê vir hulle: "Waar is julle geloof?" Maar hulle was bang en verwonderd en het vir mekaar gesê: "Wie is hy tog dat hy selfs die winde en die water gebied en hulle hom gehoorsaam is?" Dit is die woord van die Here. Salig is die wat dit hoor. Geliefdes, 'n paar jaar gelede het ek die geleentheid gehad om diepsee visvang te gaan probeer. Wat begin het as 'n vreugdevolle dag, het vinnig in 'n dag van vrees in verander. Toe daar 'n storm opsteek en die klein bootjie byna die kop bo water kon hou. Gelukkig deur die genade van die Here het ons almal veilig die aand voet aan wal gesit. Wanneer ek Lukas 8 lees, kom die herinneringe van daardie stormgolf weer op. Dan vra ek myself af, waar was jou geloof? Het jy werklik op die Here vertrou in daardie oomblikke van vrees? Geliefdes, dit is slegs deur geloof in die Here Jesus dat ons hom kan vertrou in tye van beproewinge en aanvegtinge. Ons vind hier in hierdie gedeelte vir Jesus en sy disippels wat besig is om oor die see van Galilea te vaar. En reg menslik van Jesus besluit hy om 'n bietjie verlore slaap in te haal. Hy gaan lê en slaap onder in die boot. Met eens breek daar 'n geweldige storm uit. Die disippels was immers vissermanne, maar selfs hulle word in vrees gedompel. Daar is niks wat hulle kan doen nie, en hulle bewe. Hulle het op 'n bevel van hulle rabbi Jesus oorgevaar en nou lyk dit asof die dood vir hulle staan en loer. En om alles te kroon, lê hierdie rabbi van hulle nou in slaap. Ja, in teenstelling met die vreesbevange vissermanne, kry hulle Jesus wat in vrede lê en slaap. Dan met eens kom die dowwe geroep van die disippels bo oor die geraas van die storm: "Meester, meester, ons vergaan." Die disippels erken Jesus egter as hulle rabbi, hulle profeet. Hy is 'n man van God. Hulle het immers ook al die wonders gesien wat hy gedoen het. Alhoewel die disippels in die middel van die storm hulle geloof verloor het, weet hulle steeds waar om hulp te kry. Geliefdes, ons is net soos die disippels. Net soos die disippels in die storm ervaar ons storms in ons eie lewe. En dit is dan wanneer ons geloof geskit word. Die tye word ons kwaad vir God. Ons wil weet waarom hy toelaat dat jy jou werk verloor. Waarom hy jou vrou en jou kinders in daardie motorongeluk weggeneem. Dis dan wanneer gelowiges of hulle geloof verloor en glo dat daar eenvoudig net geen God is nie, of dat hulle dink dat God hulle straf omdat hulle nie goeie lewens leef nie. Soos die disippels probeer ons om met ons eie oplossings die storm te trotseer, eerder as om ons vertroue in Jesus te plaas. Lukas kom stel hier vir ons 'n derde weg. In vers 25 stel Jesus die vraag aan die disippels na hy die storm stil maak: "Waar is julle geloof?" Is sulke ontblotende vraag nie waar nie. Dit is duidelik hieruit dat hulle nooit in gevaar was nie. Hulle moes net vertrou op hom. Hy het reeds die evangelie van die koninkryk aan hulle verkondig. Hulle het die deurbreking van die koninkryk gesien in sy wonderwerke en nou wys hy vir hulle dat die goeie nuus nie net dit is wat hy sê nie, maar dat hy self die goeie nuus is. Dit is wie hy is. Hy is die een wat mag oor skepping en storms het. Hy toon hulle deur hierdie storm
dat die evangelie, naamlik hy, deur geen storm gestop sal word nie, maar dat dit die weg eind uit sal gaan. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Here, vergewe ons vir ons klein geloof. So dikwels verloor ons geloof sodra die storms van die lewe ons tref. Ons loof en dank U dat selfs wanneer dit gebeur, U ons nie alleen los nie. U stuur U seun om mens te word. Die ware evangelie, die goeie nuus. Hy wat mag oor al ons lewensstorms het. So bring U verlossing. So los U ons nie in daardie omstandighede nie, maar verlos ons in Christus. Geen omstandighede sal Christus keer. Ons loof en prys U daarvoor. Ons bid dit nie uit ons eie naam uit nie, maar in die naam van ons Verlosser en Saligmaker, Koning Jesus Christus. Amen.